Desimale breuke of desimale getalle. Desimale getalle of breuke het altyd 'n komma. Die komma skei die heelgetalgedeelte van die breukgedeelte. 'n voorbeeld is 8,21, waar die 8 die heelgetal is en die 0,21 die breukgedeelte is. Ons lees ook die breukgedeeltes van links na regs en wanneer jy dit lees, sê jy net die syfers. Dit is 0,21 en nie 0,21 nie. Wanneer jy 'n desimale getal neerskryf, moet daar altyd iets voor die komma staan. As jy geen heelgetal in jou getal waarmee jy werk het nie, skryf jy 'n 0 wat dan jou plekhouer is. Byvoorbeeld 0,2. Waar pas desimale getalle in? Kom ons kyk na ons plekwaardetabel. Jy ken hom nou al baie goed. Ons begin by die ene en beweeg na links. Ene, tiene, honderde, duisende, 10.000 en so aan. Wat gebeur nou weer as ons een plekwaarde na links beweeg? Om van die ene na die tiene toe te gaan, maal ons met 10. Ene maal 10 is tiene. Tiene maal 10 is honderde. Honderde maal 10 is duisende. En as ons nog 'n keer met 10 maal, is dit 10.000. So as ons links beweeg, word die getal groter en die plekwaardes is elke keer 10 keer groter. Wat gebeur as ons na regs beweeg? Van 10.000 na 1.000 deel ons met 10. 10.000 gedeel deur 10 is 1.000. As ons 1.000 met 10 deel, word dit 100. 100 gedeel deur 10 is 10. En as ons 10 deur 10 deel, kry ons 1. As ons by 1 kom, dan weet ons die heelgetalle hou hier op. Daar kom nou 'n komma. Die komma wys waar die heelgetalle en die breuke geskei is. Alles links van die komma is hoofletters en is heelgetalle. As ons 1 deur 10 deel, wat is ons eerste soort breuk wat ons kry? Dit is 1/10. Kyk mooi, dis kleiner as 1, dit is tiendes. Tiendes word met 'n klein lettertjie T aangedui. Die klein letter sê dit is 'n breuk. So die syfer wat hier in hierdie plekwaarde staan, is hoeveel tiendes of 'n breuk wat gedeel word deur 10 gedeeltes. Dit is waarmee jy werk. Kom ons beweeg nog een plekwaarde na regs. Wat moet ons doen om by daardie plekwaarde uit te kom? Jy moet weer met 10 deel, so die tweede plekwaarde regs van die komma is honderdstes, iets uit 'n 100. 'n breuk met 'n 100 as die noemer. Kyk 1, 2 plekke na die komma en 1, 2 nulle, 'n 100 waarmee jy deel. 'n honderdste is met 'n klein letter geskryf, 'n klein h. Dit is 'n breuk. Wat is die hoofletter H nou weer? Dit is honderdes. Kyk mooi. Honderdes het 2 nulle, maar honderdstes is net 2 plekke na die komma en dit staan op 1 met 2 nulle op 'n 100. 'n gedeelte van 1 wat in 'n 100 stukke gedeel is. Jy kan ook die plekwaarde video weer gaan bekyk. Maak seker jy verstaan die verskil tussen heelgetalle en desimale getalle. Heelgetalle word met 'n hoofletter aangedui en is links van die komma. Die breukgedeelte wat kleiner is as 1, word regs van die komma geskryf. Hulle plekwaardes word met klein letters geskryf. T vir tiendes, die plekwaarde, die eerste een na die komma, wys hoeveel uit 10 uit. En H, die tweede plekwaarde na die komma, wys vir ons hoeveel uit 'n 100 uit, 'n honderdste. Watter berekeninge moet jy alles met desimale kan doen? Jy kan presies dieselfde berekeninge doen met desimale as met heelgetalle. Jy moet net mooi onthou hoe werk dit en al die reëls wat jy moet toepas. Hoe rangskik ons desimale getalle?
In hierdie voorbeeld het ons 1,1 en 1,02 en 1,12. Ons gaan hulle rangskik van klein na groot. Voor ons hulle rangskik, gaan ons hulle gou in die plekwaarde tabel sit. Jy hoef dit nie so te skryf nie, ek gebruik dit net vir 'n verduideliking. Die eerste een is 1,1. Nou kan ons 'n 0 bysit aan die regterkant, want dit maak mos nie saak as ons 'n 0 aan die regs sit nie, dit verander nie die getal se waarde nie. 0 honderdstes bly 0. Die tweede getal is 1,02. 0 tiende en 1 honderdste. Die laaste een is 1,12. Die 1 kom voor die komma en die 1,2 na die komma. Wat het ons hier? Al die ene is gelyk, so ons gaan nie nou na hulle kyk nie, want hulle is ewe groot. Hierdie eerste plekwaarde is die tiendes. Hier is die gedeelte uit 10 uit. En die tweede plekwaarde is honderdstes. So ons het net 'n hoeveelheid uit 100 uit. 1,1 is mos 10 honderdstes. Die tweede getal het net 2 honderdstes en die derde een het 12 honderdstes. Ons rangskik van klein na groot. Wat is die kleinste? 10, 2 of 12? Natuurlik die 2. 1,02 is die kleinste getal en wat kom dan? 10. So 1,1 is die tweede een en 1,12 is die grootste desimale getal. Maak seker wanneer jy rangskik, dat jy nie tiendes en honderdstes met mekaar vergelyk nie. Kom ons kyk na optel. Jy kan weer daardie video gaan hersien. Wat is belangrik wanneer ons met desimale getalle optel? Die kommas moet onder mekaar geskryf word. As daar meer plekke na die komma by een getal is, sit jy altyd nulle as plekwaardes by. Jy kan soveel nulle agteraan sit aan die regterkant van die komma, soos wat jy wil, of soos wat jy nodig het. Dit maak nie die getal anders nie. Maak seker die regte plekwaardes is teenoor mekaar wanneer jy optel, net soos wanneer jy heelgetalle optel. Aftrek. Jy kan ook weer na die aftrek video gaan kyk. Wat belangrik is, wanneer ons desimale getalle van mekaar aftrek is, net soos met optel, met die kommas onder mekaar geskryf word. As daar meer plekke na die komma by die een getal is, sit jy altyd nulle by as plekwaardes. Maak seker die regte plekwaardes is reg oor mekaar en trek af net soos wat jy heelgetalle aftrek en onthou die komma in jou antwoord. Maal. Hersien ook die video oor vermenigvuldiging. Die laaste voorbeeld gaan oor desimale getalle. Daar moet eweveel plekke na die komma wees in die antwoord, as wat daar in die getalle is wat jy met mekaar maal. Hier het jy nie nodig om ekstra nulle by te sit nie. Sorg net dat jou antwoord die regte hoeveelheid nulle het. Jy maal net soos wat jy met heelgetalle maal. Deel. Jy kan ook na die video oor deel gaan kyk. Daar is ook 'n voorbeeld van langdeling in die video. Wanneer jy deel en die getal waarmee jy deel die desimale in, doen jy die berekening net soos met langdeling. Jy moet net seker maak jou kommas op die regte plek. Hier kan jy net soveel nulle aan die einde sit, aan die regterkant van die komma sit, soos wat jy nodig het om die deelsom te voltooi. Persentasies. Maak seker jy kan onthou hoe om persentasies na desimale getalle om te skakel. Kyk gerus weer na daardie video vir hersiening.